Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou my toekoms in sy hand. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Stilte is 'n baie kosbare spasie om in te wees. Stilte het elke mens desperaat nodig. En somtyds beland ons op 'n plek in ons lewe waar ons so besig is met allerlei dat ons nie kom by 'n spasie van stilte nie. En dan kom ons in die moeilikheid, omdat ons begin uitbrand en omdat ons hoë vlakke van hipertensie en spanning beleef. En dan begin alles uitmekaar uitval. Daar by die huis met die kinders en ja, by die huwelik begin alles de mekaar raak omdat ons gespanne is. Omdat ons nie ons lewe met spasies van stilte verruim nie. Nou, dit is ongelooflik belangrik en ek dink vir verskillende mense het 'n spasie van stilte verskillende betekenisse. Mense wat elke dag in omstandighede en spasies van stilte leef, kom dit nie agter dat hulle eintlik 'n ongelooflike voorreg het nie. Baie mooi omgewing met beautiful spasies wat hulle omring, soos hierdie ene waarin ek sit vanoggend. Kan vir 'n mens 'n algemene ding raak. Mens kan blasé raak oor jou spasie waarin jy is. Terwyl ander mense in die betonoerwoud wat in die oggend vroeg moet opstaan en in die donker by die huis moet wegry en in die verkeer moet vassit met karre wat toet en geraas en spanning en telefone wat lui. En dan kom ons weer donker in die huis, by die huis aan en dan word die TV aangesit, nog geraas. En dan daai telefoon wat die heeltyd besig is, né? If the devil can't make you bad, he'll definitely make you busy. En ongelukkig is die telefoon een van die dinge wat ons die ergste wegtrek van 'n spasie van stilte af. Maak dat ons net nooit in ons kop regtig stil word nie. So hier is die ding. In Psalm 23 lees ons 'n baie kosbare ding waar Dawid sê dat die Here hom lei na waters waar rus is. Dis 'n spasie van stilte waar hy daar langs die rivier, langs die strome van die rivier, soos hier, ek dink jy kan dit hoor in die agtergrond, waar hy iets beleef van die stilte van om God se stem te hoor, om interaksie met die Here te hê, verbondenheid, intimiteit, wat ook al jy dit wil noem. Hy lei my na waters waar daar is. Dat die Here se prerogatief is om ons by plekke van stilte te kry, sodat ons weer in ons verhouding met hom by 'n plek aankom waar ons kan voel hy's daar. En dan is die volgende vers baie treffend, wat sê, hy lei my na waters waar rus is. En dan in daai rus, verkoop hy my siel. Hoor jy dit? Hy verkoop my siel. En dan lyk dit vir my, wanneer sy siel verkoop is, lei die Here hom weer in die spore van geregtigheid. Dis vir my ongelooflik kosbaar. Jy sien, ek en jy moet hierdie spasie skep, want niemand anders hou die stuurwiel vas behalwe jy nie. Ag, en ons het almal ons verskoningkies om te sê, ja, maar
die werk en die kinders en die en daai, maar weet jy wat, jy hou die stuurwiel vas van die skip van jou eie lewe. Dis jy wat die dagboek inskrywings maak en soms lyk dit vir my dat al die ander dinge belangriker is as hierdie spasie van stilte. Geen wonder ons beland op moedverloorse vlakte nie. Geen wonder ons brand uit nie. Geen wonder ons word siek nie. Ek dink die Here het spesifiek die rusdag ingebou ook, onder andere, om hierdie spasie te skep vir jou en vir my. Sodat ons weer in daardie spasie van stilte sy stem kan hoor. En sodat ons binne daardie spasie van stilte verkoop kan word. En dan kan opstaan met nuwe krag. En in die spore van geregtigheid kan gaan stap. So ek weet nie hoe lyk jou omstandigheid nie. Ek weet nie hoe lyk jou lewe nie. Ek staan nie in jou skoene nie. Maar een ding weet ek, en dit is dat as ek nie self hierdie spasies vir myself skep nie, dan sal ek maar ook in dieselfde slaggat val eventueel. Sal ek ook maar uitbrand. Dit is my belangrik om hier te sit langs die riviertjie. Dit is my belangrik om die Here se stem te hoor. Dit is vir my belangrik om weer in sy teenwoordigheid te kom waar ek kan bid en my hart en my siel vir hom kan verwoord. My bekommernisse, my vrese voor hom kan kom neerlê. Dit is vir my belangrik om hier in hierdie spasie te sit en weer opnuut te weet hy's daar. Hy's daar en hy wil ons verseker hier in sy teenwoordigheid. Wil ons verseker dat hy ons nooit sal begewe en verlaat en sy Heilige Gees werk hier binne in ons hart om ons by daardie vrede te bring. Dat ons weer weet die Here bestaan. Hy leef. Want hier in my spasie van stilte het ek hom weer beleef. En hoe meer ek dit doen, hoe meer raak ek bewus van die feit dat hy 'n lewende realiteit in my lewe is, dat ek nooit dit kan ontken nie. En dis wanneer ons daardie spasies afskeep, wat ons kom by 'n plek waar ons begin twyfel of hy daar is. Die Here het nooit verdwyn. Dis ons wat net nie meer spasies skep om hom te ervaar en om onsself te herinner dat die Here daar is. En dan daai kosbare liedjie weer te kan sing wat sê omdat hy leef. Omdat hy leef. Ek het dit vanmôre gesien in my binnekamer. Ek het dit vanaand hier in die stilte van die natuurskoon het ek dit kom beleef. Ek weet hy's daar. Omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. Dan kan ons verkoop word in sy teenwoordigheid en kan ons weer stap. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Kan ons weer stap in die spore van geregtigheid. Ek vertel jou hierdie storie omdat ek sommer net so 'n ekstra stukkie wil bylas by Matteus 14 in ons reis deur die boek van Matteus. Waar Jesus 'n spasie van stilte gaan opsoek het. Nadat hy gehoor het van die dood van Johannes die Doper, het hy vir sy disippels gevra om hom 'n bietjie uit te los. Hy het so 'n spasie soos hierdie gaan opsoek. Hy het 'n plek gaan opsoek waar hy alleen kon wees, waar hy weer verkoop kon word in sy siel, sodat hy weer krag kan kry om te loop in die spore van geregtigheid. Ek wil jou daarmee motiveer vandag. En ek wil afsluit met die woorde van Dawid, wat hy in Psalm 16 en 17 skrywe. Dis in die Engelse New Living Tyndale Translation. En ek wil dit vir jou vandag sê, omdat ek wil hê jy moet iets in hierdie teks, in hierdie woorde, wil ek hê jy moet iets raak lees van daardie intimiteit wat hier gedefinieer word in hierdie spasie. Wat die realiteit word en wat sy werklikheid vind hier in hierdie spasie. Waar die kinders nie raas nie en waar die geraas
jou nie so oorweldig, dat jy skaars jou eie gedagtes kan hoor nie. Hierdie spasie wat jy self geskep het, en self by uitgekom het, prioriteit voorgemaak het. Mamma gee vir pappa daai spasie. Pappa, vat jy bietjie die kinders vandag, dat mamma by daai spasie kan uitkom. Help mekaar om by so 'n spasie uit te kom. Want mamma gaan 'n baie beter vrou vir jou wees. En pappa gaan 'n baie beter man wees vir jou. As jy by so 'n spasie kan uitkom alleen, nie saam nie, alleen. Waar jy miskien net weer op jou knieë kan gaan voor die Here. En vir die Here kan sê, Here, dankie. Dankie dat U in my lewe is. Waar jy weer opnuut kan ontdek dat hy daar is. Nou die woorde van Dawid, Psalm 16 en 17. The Lord Himself is my inheritance and my prize. He is my food, He is my drink, He is my highest joy. He guards all that is mine. He sees that I'm given pleasant brooks and meadows as my share. What a wonderful inheritance. I will bless the Lord, who counsels me, who gives me wisdom in the night. En ook hier in hierdie spasie gee die Here vir ons bo-natuurlike wysheid vir al ons krisis en ons vrese. He guards all that is mine. He sees that I'm given pleasant brooks and meadows as my share. What a wonderful inheritance. I will bless the Lord who counsels me, who gives me wisdom in the night. And when I awake in the morning, I will be fully satisfied, knowing that everything is well between us. Jy sien dit gebeur in hierdie spasie, in hierdie oomblik van stilte. Daar waar jy die deur agter jouself toetrek. Jy hoef nie altyd hierdie mooi spasie te hê nie. Partykeer het jy net nodig om daai deur agter jou toe te trek. En te sê, vergewe my, verskoon my vir net 'n halfuur of 'n uur. Jy hou die skip se stuurwiel vas. Ek hoop hierdie oomblik het vir jou vandag gemotiveer om jou selfoon neer te sit. Dit is miskien een van die belangrikste dinge wat moet gebeur. If the devil can't make you bad, he will certainly make you busy. En ons selfoon hou ons weg van hierdie oomblikke van stilte. En jouself weer te herinner aan hierdie kosbare waarheid. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou my toekoms in sy hand. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou my toekoms in sy hand. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Ja, die lewe is die moeite werd, omdat hy leef.